Ja, Andrie, ek het nou al so 'n paar keer agter jou gery en dan sien ek net die al die modifikasies. En dan so half groen en wonder wat ek kan bydoen. Ek soos maar tipe van 'n as ek iets sien, dan wil ek dit self graag ook doen. So vat my 'n bietjie deur wat jy al gedoen het aan die Nissan van jou. Is reg, kom ons gaan kyk wat het ons gedoen op die Nissan. Kom ons gaan deur. Sê, Phil, ons het ek het van agteraf het ek vir ons 'n lekker Ironman bumpertjie vir my agterop gesit. Dit help bietjie met as ons recovery doen en daai tipe goeters. So ek hou van Ironman, ek hou van die look wat hulle vir my gegee het, wat hulle vir my maak op die bakkie. Ek dink is 'n lekker stewige eenetjie. Wat ons gedoen het is ek het vir my extra liggies hier laat agter insit toe ek hulle dit laat doen het. Dis die rock slider liggies wat hulle van praat. Die Nissan het nie 'n lekker reverse lig op hom nie. Ek het gesien in Botswana toe ek myself vasry in 'n olifanetjie, moet ek kan ek nie sien toe ek wou teruggegaan het nie, so ek het dit vir my opgesit wat dit baie lekker maak om vinnig weg te kom. Ek het ook vir my, soos jy weet, daai gewone elektriese kopplings wat ons het, ek onthou Rigtersveld het ons hom afgebreek, tak het hom gehak en teen die tyd wat ek agtergekom het, is dit net drade oralste. So hierdie magneeteenetjie werk vir my. As hy vashak iewers dan ruk hy hom af, jy plak hom net weer terug. Daar's nie stukkende drade en goeters nie. Ek neem aan die bumpertjie opgesit nadat jy my die tweede keer moes uittrek. Dit is korrek, ja. En jy was bang geweest jy ruk jy gewone bumper af. Ja, nee, Ja, so daar's niks soos 'n Nissan voor en 'n Toyota agter as ek vasval nie. Ja, dit is nog 'n YouTube moment Ja. as 'n Nissan 'n Toyota moet uitsleep. Ek moet Twee sê 2 keer, ja. So, dit het ons gedoen. Verder wat ek gedoen het hierso, ek het, soos jy sal weet, het ons is dit altyd 'n issue as jy by jou bakkie kom en jy wil iets in die canopy uithaal en dan is die bakkie gesluit en die sleutels is in die karavaan of so iets. So wat ek gedoen het, die ouens van die Electrolatch het vir my hierdie knippe en hier is die slotte almal vervang. So wat lekker is, se knoppie weg en as jy groceries gelaai het en jy ry en vergeet jy toegemaak, dan druk jy net die knoppie so. Dit is vir my lekker ding. Die ouens het dit baie netjies gedoen. Ek moet sê hulle bedrading is super nice gedoen, professioneel so. Ja, ek weet as ek 'n moet canopy oopsluit, dan is dit een vir een en ek gaan om en dan weer terug as jy toesluit. So dit is nog 'n proses. Ja, nou wonder altyd is hy oop of is hy toe, so dit is wat baie lekker is en baie netjies, ek moet sê. Ja, en ek sien die bedrading is mooi netjies gedoen, ja. Bedrading baie netjies gedoen. Nou die ander ding, hierdie weet al die nuwe bakkies se klappe is baie swaar. Ek het vir my daai easy down, easy up ingesit so, want jy weet as jou hande vol is en die klap oopmaak, dan klap dit en as jy nou nog gehak is hierso aan die karavaan, dan kry jy 'n merk of 2 van die handbriek of die jockeywiel wat daar sit. So, dit gedoen binne wat ons gedoen het. Ek het net vir my gewone laai ingesit, 'n groot laai. Ek het nie ons hou van die laai separate laaitjies binnekant. Ek hou persoonlik nie van dit nie, so ek trek alles uit. Dit maak dit vir my makliker. Ek het vir my so 'n rakkie ingesit vir die van die kleiner goed sit ek bo, want anders te pakke hou hierdie groot rak vol tot bo, dan moet jy in elk geval alles uitpak om dit uit te kry. Ek sien dit homselfe van die voels in agtergrond hier by Tsenzi. Ek dink die lekker ding is jy het homselfe lift gegee, sodat jou yskas kan inskuif sonder enige moeilikheid. Dis reg, ja. So ek het my ander yskas as ons lank weg gaan, my ander Snowmaster wat jy agterin kom, is bietjie hoër, so dan kan hy lekker hier inskuif en as hy nou ietsie bietjie het om hoër te laai, dan is dit net makliker om hom hier in te kry. Hierso het ek dan my ekstra battery wat ek hier ingesit het. Eendag as ek groot is, sal ek upgrade na 'n lithium toe en goeters. Maar dit gee dan basies dan vir my yskas krag en ook vir my liggies bo op die proefrek. En ek dink amper jy het vir jou battery 'n sonpaneel op. Is reg, ja. Op die bakkie ook. Is reg. Ek het vir my 'n sonpaneel hier opgesit. 100 watt sonpanele opgesit. Dit is oor as genoeg vir my om die yskas, daai battery gecharge te hou. En dan ook wat lekker is, my charger is 'n Projecta. Wat lekker is van hom, hy's 'n DC to DC en 'n solar. So as dit onweer is of as ek ry, as ons gaan wild kyk,
hou jy battery en as ons stil staan vir 'n dag of wat ons nie regtig rondry nie, dan doen die solar sy werk. Dis oras genoeg om dit te doen. Aan hierdie kant wat ons gedoen het, jy weet, dis 'n gedurende op en af blaas van wiele as jy in Botswana is of 'n plekke. So elke keer die goeders uit te haal, het ek net besluit ons moet dit bietjie meer gemaklik maak. Ek het die kompressor hier vasgesit op die rak. So hy werk lekker hierso, daar's genoeg air om hom wat ook al. Ek het hom ook direk gevat na my tweede battery toe daar agter. So hy trek nie van die battery voor op die bakkie af nie. Dit kan nie 'n probleem maak met dit nie. Ek het vir my hierdie nuwe air jack ingesit wat dit baie geriefliker maak om die bakkies op te tel. Jy weet die bakkies is swaar, en om altyd daai scissor jack in te kry onder, want gewoonlik is die papwiel op 'n plek waar jy nie kan regtig inkom nie of op 'n ongelyk plek. So hierdie air jack is baie vinnig, bietjie die pyp vervang, want hierdie pype wat saam met hierdie kom, daai coil goeters is maar ongemaklike dingetjie en is 'n dun dingetjie, hy raak ook warm. Hoe lank het jy gesê hierdie? Hierdie ene is 'n 20 meter pyp wat ek opgesit het. So hy kan tot aan die agterkant van die karavaan beetkrol en dit is 'n bietjie dikker pyp. Hy word nie so warm soos wat daai klein oranje pypies gaan nie. So hierdie enetjie en hierdie wat van hierdie lekker is, ek het een van daai airbag, daai sakke wat jy opblaas as jy die goeters, maar daai ding vat so lank. Dit vat 20 minute, 25 minute om daai ding opgepomp te kry. So hierdie ene is baie vinnig. Dit is 15-20 sekondes dan het hy dit die bakkie opgelig. Hierso het ek vir 'n watertank ingesit, 'n 50 liter watertank ingesit. Dit het om bietjie backup water te saam te ry as ons by na plekke toe gaan waar daar nie baie water beskikbaar is nie. En ook dit help as ons daar in die veld bietjie kos maak of ietsie wil hande was, of as jy 'n band moes vervang het, is altyd vuile hande, kan jy maklik tap jy net vir jou bietjie water en jy kan vir jou water daar uitkry. Ek kyk net so tussen die modder deur. Skus, ja, nee, dit is om te sien wat se bande dit is. So ek het die grabbers opgesit, General se grabbers. Ek hou van die grabbers. Ek ry het maar nog al die jare maar nog grabbers gery. Vir my is dit 'n band wat vir my op die pad afpad, grondklippe, alles perform goed. Vir my werk dit. Ek hou van dit. Windgeraas. Niks geraas, padgeraas volgens wat ek kan optel nie. Soos ek sê, dit is seker dit nie top of the range nie, maar vir my werk dit en ek hou van regtig waar. Ek het al die jare nog goeie diens uit hulle uitgekry. Goeie kilometers. So, dit het lekker gegaan met hulle. Skus toe ek nou so afbuik by die veilband, dis nog die kenmerkende grys skokbreker agter. Ja, nee, so as ons het Nissans is maar 'n soft rider en met al die ekstra gewig en goeders wat ons ingesit het, moes ek 'n bietjie ge-upgrade het om met bietjie gewig en te kan dra en goeders. En ons het toe nou het ek ge-upgrade na Tough Dogs toe. Dis na Tough Dogs toe opge-upgrade. So ek het agter het ek gegaan na 300 kg meer ekstra gewig om te dra, om net voorsiening te maak vir al die ekstra goeders wat ons saamry. En so ja, dit maak regtig die hantering van die bakkie lekkerder en met die karavaan ook nog agterop in die sand en die goeders voel hy werk regtig. Ja, ek dink die mense neem altyd in ag as jy nou 'n canopy opsit met 'n laai, met 'n roof rack, met 'n sonpaneel en al die toerusting, hoe vinnig die individuele kilogramme optel. Ja. En dan ek dink dat 300 kg constant load is omtrent 'n goeie lading, ja. Ja, nee, 100%. Ou laai hom vinnig kan hom oorlaai. Dan het ek hierso aan die kant het ek vir my nuwe rock sliders opgesit. Daai aluminium rock sliders wat hier na Waras mee uitkom, het ek al 1 of 2 keer nou maar 'n bietjie op 'n hindernis bietjie seer gemaak en gebuig. So ek het toe besluit ek gaan vir my van hierdie opsit. Is 'n look wat ek gesien het nog voor ek hier na Wara gekoop het, het ek dit eendag gesien en ek het die prentjie vir my gebeere en gesê dis eendag wat ek wil hê.
En die ouens het vir my dit gemaak en dit opgesit so en ek is nogal baie chuffed met dit. Dit Ja, dis pas nogal vir my mooi by die bakkie en dat is 'n sexy rock slider. dit lyk ek moet sê ek geniet dit nogal. Ons sê Ek dink as hierdie kant om en hierdie kant. daai is baie modder. Ek het nie my 4x4 tekkies aan vir dit vir vandag nie. Ons sê hierdie kant is dit maar die snorkel. Jy weet en die snorkel is nie daar vir duikboot nie. Jy kan nie nou ry onder water gaan ry nie soos baie ouens dink is waarvoor dit is. Maar dit help veral stofpaaie as ou ry en as jy in 'n konvooi ry En die stof. om die stof, dit help daarom bietjie dat jou bakkie bietjie skoner lug inkry en bietjie skoner en bietjie koeler wind inkry. Want ek meen jou air cleaner wat jy binne sit word tog warm as ou ry. Dis die warm lug om die engine en goeie so dit help 'n bietjie. Ja, en die looks obvious dan dit help bietjie met die looks goeters ook. Ek sien net voor ek natuurlik die tough dogs. Voor ook tough dogs ingesit. Ek het voor het ek 200 kg gelig. Om bietjie voorsiening te maak vir die bumpers wat verander het voor. Laat ons seker maak en weet nie dalk later nog dalk kyk om 'n winch in te sit. So ek het maar voortydig seker gemaak dat ons maar die geregte gewig kan insit. Nou mens vergeet vinnig hoe swaar die toerusting is, die bumper en die winch en alles vinnig. Ja. So as jy hier voor ook sien, het ek ook gaan vir die Ironman bumper voor. Dit is vir my, ek hou van hulle van die look en die lyne wat hulle maak vir my en dit is 'n lekker sterk bumper. Is klaar winch ready. Ek het vir my die amber liggies laat insit wat help bietjie as ons in stof ry of as ons 'n bietjie mis. Ek kan jy nog gesien het toe ons die deur Magubas Kloof gekom het met die misse goeters. Ek moet sê daai sterk mis het ek nogal gesien dit het nogal 'n verandering gemaak toe dit ingesit het. Natuurlik wat belangrik is ook jy moet as jy kan bash plates doen, jy moet daai beskerming onderin sit want dit is so jy kan in 'n gat in water ry, jy kan deur 'n gat gaan, daar kan klippe wees of soos ek sê in Botswana baie stokke in die middelmannetjie van baie diep oopgery, so daar's maar altyd iets wat moontlik in die pad kan wees. So dit is lekker en dan natuurlik die recovery. Dis altyd 'n issue om van vooraf te probeer recover as jy nie regtig die regte goed het nie, want jy het nie regtig vasmaakplek op die meeste van die goed nie. Oorspronklik het die Nissan ook net een kant 'n recovery hoek gehad. So dit is daarom as hy dan dubbel al twee kante het en jy moet of gerecover word of iemand recover, is dit net makliker as jy hom op al twee kante vasmaak. Ja, ek het al gesien die ouens gebruik die tree trunk protector voor Dis ja, dat jy dubbel het met jou soft latches vir die recovery ropes. Yes, en dan split jy hom net so. Ja. En dan het ek vir my Lightforce se lasers opgesit. Weer eens nie vir elke dag se ry nie. Dis net fisies as jy in die bos gaan ry of in die nag moet ry in 'n Botswana of so 'n plek wat ou nie rarig moet doen nie of wil doen nie, maar dan at least kan ou sien voor jou want dit is belangrik om ordentlike ligte op te hê en laat ou kan sien waartoe jy wil gaan. En ek dink amper ek weet dit is nou moeilik om onderin te klim, maar ek dink amper jy het 'n Gerber extended tank ook ingesit. Dis korrek ja, ek het 'n Gerber long range tank ingesit. En Navaras is nie die ligte bakkies op diesel wat daar is nie. En dit maak dit net gemakliker. Jy hoef nie rarig as toe baie nie, jy weet as ons partykeer ry ons, dan ry ons 'n trip van 1000 km waar ons nie naby 'n petrolpomp uitkom nie. En ja, ou kan jerrycanne saamry, maar dieselfde weer hoe klomp jerrycanne bo op die dak, dit maak weer die gewig van die bakkie en dit verander jou stabiliteit ook op die bakkie. So ek het net gevind so 60 liter tank wat onderby is, die 60 liter plus die 80 liter. Dit maak dit makliker vir al as ou sulke trips doen. Dis net gemakliker en nou hoef nie jerrycanne te veel jerrycanne oor en weer te gooi en vol te maak en daai goeters nie. Dis die ander. Dis 'n sexy mean look eintlik. Ja, ag dankie. Nee. En daar's die ding is daar's altyd nog iets, nee. Daar's altyd nog iets. So wat's volgende? Ja, so ek hoop of ek oorweeg nog 'n winch. Ons nou eers weer 'n bietjie fondse bymekaar maak vir 'n lekker winch om in te sit. Ek dink nie dit sal 'n goeie aanpassing wees, maar
Ja, van daar af weet ek nie. Klein goedjies dalk nog, maar hou nooit op nie. Dit bly altyd lekker as ou dit kan doen. Dit is maar 'n kostige ou dingetjie, maar dit is lekker en ek probeer goed doen wat nodig is. Dit nie net vir looks nie. So dit is maar wat ons En ek dink veral met overlanding baie van die ouens, kyk daar is baie gadgets. En jy kan fancy gadgets opsit, maar ek dink soos ons dit ervaar, ons sit op wat ons gaan gebruik. En wat ons al baie keer uit die moeilikheid gehelp het. Dis korrek. So ja. Ja, nee, like dit is korrek. Nee, baie dankie. Nee, ons sal hulle op hoogte hou soos wat ons aangaan, dan sal ons weer doen. Die volgende. Yes. Nou sê, Thanks Andri. dankie vir hulle. Bye.